Dinsdag aand, lekker om saam met jou te kuier op 'n aand soos vanaand, lekker warm, maar verstaan dat môre gaan ons baie koud kry in Pretoria. Glo jy het 'n lekker dag agter die rug en dat jy rustig is en dalk al klaar geëet het en besig is om die kinders in die bed te kry of dalk al klaar vir hulle stories gelees het en nou lê jy en mamma reg om te luister. En dalk is jy alreeds al lankal, jy weet, dalk is jy alleen vanaand, baie welkom, lekker om saam jou te kuier, geniet hierdie sessie vanaand rondom jou deurbraak en vanaand gaan ek wil jou kom motiveer, ek wil vanaand kom om vir jou moed in te praat, sodat jy sal vashou in die beloftes van die Here. Ek wil vanaand vir jou sê om nie links en regs te kyk nie, moenie terugkyk nie, hou jou oë gefestig en gefokus op God. Hy is jou redder, hy is jou koning, hy is die een wat vir jou deurbraak kan bewerkstellig. Geen mens, geen predikant, geen kerk, geen instansie kan vir jou die vrede gee wat God vir jou gee nie. Wonderlik vanaand vir my Pastor Stef om saam met te kuier op ons aanlyn kerkprogram elke aand tussen 8 en 9, tussen maandag en donderdag. En oudergewoonte op donderdag aande soos gebedsaande en dan sondagoggende 10:00 en sondaande 8:00 is ons dienste. Nou ja, vir u wat nie weet nie, wat dalk die eerste keer is, baie welkom, lekker dat jy, is ons 'n voorreg dat jy ingeskakel is en niks is toevallig nie. Toevallig. Nou ja, dit is nodig dat jy dalk moet insit en saam luister vanaand en maak jou, jy weet, rustig en ontspan 'n bietjie en vergeet van alles vir die volgende 45 minute. En dalk het jy lanklaas stil gesit en na 'n woord geluister, dalk is vanaand die aand, dalk is die oomblik nou jou oomblik. My nommer sal verskyn op TikTok en ook so op Facebook, vir die eenvoudige rede dat jy vir my 'n boodskap kan stuur met jou nommer en sê, asseblief laai my op die groepe. Elke aand se boodskappe word in PDF formaat op ons groepe gelaai en my dagstukkies word ook daarop geplaas en natuurlik is hierdie boodskap ook dan in PDF formaat na die tyd op Telegram. As jy op Telegram is, baie welkom, YouTube, baie welkom en TikTok gaan hy ook na die tyd gelaai word. Hierdie boodskap is altyd na die tyd jy weet, op al die platforms, die video. En jy kan dit gerus daar gaan kyk en ek wil jou aanmoedig om sommer nou hierdie boodskap nou te share en druk hy share knoppie en dat ons soveel as moontlik vanaand hierdie boodskap by die mensies uitkry en op die algoritmes, hoe meer jy share en like, jy weet, hoe vinniger beweeg hy ook so, jy weet, tussen groepe en jy weet, is dit meer sigbaar. Vir jou op TikTok, lekker om vanaand François saam met jou te kuier en Bloubil Malan, lekker dat jy ingeskakel is vanaand. Altyd lekker om jou ou gesigte te sien en natuurlik ook die nuus wat ingeskakel is. Dan die Sansie, baie welkom, baie lekker om vanaand saam met julle te kuier. Mag die Here julle ryklik seën. Vader, vanaand wil ons dankie sê vir die voorreg wat ons het om kinders van God genoem te kan word. Dankie dat ons die genade Here kon aangryp en ons kon dit vat vir ons. Dankie dat die klop aan die deur, Here, kon ons oopgemaak het en ons kon nie weggedraai het nie. Dankie vir die genade en Here, dankie vir dat ons sonde van ons weggevat is en dat ons skoon gewas is. Ek bid vanaand vir jou wat moontlik deur omstandighede gaan, vir krag en sterkte, vir wysheid en insig. Ek bid vanaand vir jou dat jy sal stil word en net ervaar hoe God jou kom omvou met sy tere liefde, met sy krag, sy Heilige Gees krag, sodat jy vanaand werklik waar na hierdie boodskap ook so, maar net sal weet God het geantwoord. Dis my gebed ook so in Jesus se naam. Amen. Nou ja, het is vir my lekker om saam mee te kuier en ek het vandag vroegoggend 8:30 toe moes ek aanmeld aanlyn in 'n sessie tot 5:00 vanaand. Dit was ek is nie 'n persoon wat kan stil sit nie. Nou vandag en môre tussen 8 en 5 is my aanlyn sessies met die Bybelgenootskap en
as het klomp ouens gehad het, ons gepraat het oor uit UK, uit Ierland uit, en oor baie goedjies, en ek is opgewonde om te sien dat in hierdie mees moeilike tye wat mense deurgaan, is God nog steeds in beheer. Vir my baie lekker om saam met te kuier, en vat vanaand hierdie woord, terwyl ek vanaand by jou kom staan om te sê, hierdie boodskap getitel, my deurbraak is hier. Wil ek vanaand vir jou sê, jou deurbraak is moontlik. En baie mense voer 'n stryd teen wanhoop, ontmoedigheid en hopeloosheid en depressie. En miskien sê jy dalk nou in hierdie oomblik, Stef, ek is een van daai mense wat kan herken dat dinge net nie lekker loop nie, en dat my gemoed af is, en jy is alleen. Ek wil vanaand vir jou sê, nee, jy is nie alleen nie. En ja, ek wil net hierdie Jan Lappies gou hierso blok, julle, weet jy die Jan Lappies wat weer karre weggee wat nie bestaan nie. Daar sy kos gaan aan. Nou ja, ek wil vanaand vir jou sê, jy is nie alleen nie. Dan moet jy ook vanaand hoor dat God vir jou baie lief is en God vir jou omgee. En selfs die groot manne in die Bybel, as jy gaan kyk na Moses, Abraham en Isak, en jy kyk na Josef, jy kyk na Dawid, dis manne wat vir God sulke groot werk gedoen het. Hulle was hierdie, as jy na die Bybel kyk, as jy sê, kyk hierdie amazing godsmanne, kan ek ooit so wees? Maar ons lees baie keer en onthou net die mooi en groot dinge wat gebeur het in hulle lewens. Maar om daai groot dinge te beleef, het hulle pad gestap. En ek wil vir jou sê, elkeen van ons stap 'n pad. Nie eens 'n pad is dieselfde nie. Maar op my pad wat ek baie keer stap, dan ervaar ons mos maar verwerping, en ons ervaar mos teleurstellings, en ons voel stikkend, ons voel teleurgestel, en ons word gebreek deur mense en deur omstandighede. Maar ek kyk na hierdie mensies wat deur God gebruik is. Manne net soos ek en jy, wat net bereid was. En hierdie profeet Jeremia het ook moeilikheid en ontmoedigheid geken. Net soos ek en jy weet dit ook maar ken, en dit aan ons bekend is. Hoor vanaand, selfs die groot godsmanne was neerslagtig, het moedeloos gevoel. En hier is Jeremia, een van hierdie groot profete wat deur God gebruik word, en hy was een van wat vir ons hierdie wonderlike skrifte uiteengesit het. Nou, luister gou hierdie skrif. Ek het dit ook in my Facebook advertensie gekoppel, Jeremia 29. Nou hoor hierdie versie in hoofstuk 29. Hy sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Nou, dis Jeremia 29, en gaan luister wat sê hy in Jeremia 33. Hy sê in vers 3, roep my aan, en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Hierdie is van die welbekendste en geliefde skrifte. En nogtans was daar 'n tyd toe Jeremia ontmoedig gevoel het, waar Jeremia gevoel het hy so tussen die vloer en die politoer. En ons vind dit sommer daar in hoofstuk 15, en hoor wat sê in vers 18, hy sê, waarom is my smart ewigdurend en my wond ongeneeslik? Dit weier om gesond te word. Sou u vir my waarlik wees, soos 'n bedrieglike stroom, waters wat nie standhoudend is nie. Nou vanaand lees ek hierdie gedeelte. Ek lees van hierdie piek van sy geloof en die beloftes, en dan lees ek van hier die swaar kry. Waarom is my smart ewigdurend
en my wond ongeneeslik. Dit voel, as ek van hierdie skrif lees, dan voel dit vir my of Jeremia moedeloos is. Dit voel of niks vir Jeremia uitwerk. Dit klink dit soos jy het nou net bande op jou kar gesit, en daar ry jy deur 'n slaggat, en daar kos dit jou 'n Mac of 'n rim, en weer 'n tyre, en dit gebeur in die middel van die maand, of jou battery het gegroet, nou, net na jy jou aftrekorders deurgegaan het, of jou kinders kom by jou en hulle sê vir jou, hoorie, ma, luister, ek is gekies om op hierdie toer te gaan, en daar is nie geld nie. Ja, hoor jy, ek moet vanaand vir jou sê, dit is ongelukkig die realiteit. Ons is nie jy weet, omdat ons God aangeneem het, jy weet dit, moet ek vir jou sê, is ons nie gevrywaar van ongemak nie, is ons nie gevrywaar van swaar kry en moeilike tye nie. Maar kyk na hierdie gedeelte, en kan hierdie twyfel en hierdie ontmoediging raak sien. Ek wil vanaand vir jou sê, kyk na God se reaksie, want God reageer teenoor Jeremia in sy ootmoediging. En ek wil vanaand ietsie vir jou sê, en hoor my baie mooi, God kom en hy antwoord ons in tye van nood, en selfs in die tye wat dit met ons goed gaan. Maar ons hoor nie baie keer in die nood sy stem nie, want ons gemounery daai stemme van ons gemounery kom so sterk deur. Nou, ek wil vanaand vir jou sê, ek kyk hierna en die eerste ding wat God hom aanbied, jy weet, is om daai opsie om terug te keer. Maar voor ek daar kom, God kom en hy reageer teenoor hom. En God gee vir Jeremia advies om hom te help, om hom uit daai gat uit op te lig. En God wil eintlik vanaand jou en my, vir jou wat dalk in 'n gat sit, kom oplig. En hy sê in Jeremia 15, hy sê in vers 19, daarom so sê die Here, as jy terugkeer, sal ek jou laat terugkeer, sal jy voor my aangesig staan, en as jy voortbring wat edel is, en niks onedels nie, sal jy soos my mond wees. Laat hulle na jou terugkeer, maar jy moet nie na hulle terugkeer nie. Laat ons na God se reaksie nou gou kyk. Want jy sien, eintlik moet ons terugkeer na God as ek na hierdie gedeelte kyk. Hy praat hier met Jeremia, en die eerste ding wat hy hom aanbied is die opsie, Jeremia, kom terug na my toe. En dikwels as ons moedeloos is, ontmoedig is, word ons, weet, op onsself gefokus. En ons raak selfgesentreerd. En hierdie is die moeilikheid wat ons baie keer in ons lewens het, is dat ons kyk in ons situasie vas. Ons kyk in ons ellende vas. Ons spreek daai ellende oor onsself uit. Ons spreek daai swaar kry oor onsself uit. Ons fokus dan net op hierdie probleem. En God wil vanaand vir jou en my sê, haal jou oë van, haal dit net 'n bietjie, haal jou fokus van dit af. En dan, wat begin dan gebeur? Ons begin dan onsself te bejammer. En weet jy, kyk, ek wil vanaand vir jou sê, as jy eers daar kom, so wat dit sê is, wanneer die pop op die venster uit, wanneer ongemak gebeur, wanneer die ongeluk jou tref, is ons geneig om, jy weet, moedeloos te raak, is ons geneig om in dit vas te kyk, en ons raak so selfgeoriënteerd, want ons voel, dit is ons verantwoordelikheid om hierdie nou op te los. Ja, God het ons die vermoë gegee, maar hy het ook vir ons die geleentheid gegee op hom te kan vertrou, om ons laste en sorge by hom neer te kan sit, sodat dit van my weggevat kan word. Wanneer dit van my weg is, luister, dan is die las van my skouers af, dan het ek meer geleentheid, of dan is ek meer, kan ek sê, dan is my sig duideliker, om te fokus om hierdie op te los, dit te hanteer, want ek dra nie nog die las nie, want as jy die las dra, ag heerlikheid Boeta, you won't make it, sissa, dit gaan, jy weet, dit gaan net erg raak.
En dan begin ons osself te bejank. En jy weet, ek kyk hierna en hierdie selfgeoriënteerdheid wat ek sien in die dag en uur tussen mense, moet vervang word. Eintlik wat hy hier vir Jeremia sê, is om terug te keer na God toe en God georiënteerd te raak. Laat ek en jy op 'n plek kom in ons lewens om ons fokus weer op God te sit. Ons self te oriënteer om nie in daai gat te val, nie in dit in te kyk in daai donkerte nie, maar verby die Goliats te kyk en God te sien. Nou, ons moet God bewus word. En ons self herinner dat God almagtig en God onbeperk is. Dat God het geen beperkings nie. En ek wil vir jou sê dat ek en jy moet ophou, en vanaand praat ek met jou oor jou deurbraak, en ek sê vanaand vir jou, jy moet ophou om God te beperk en terugkom by die plek van geloof in God. Geloof in God. Jeremia 15. Hoor gou wat sê in hierdie vers, in vers 19. Daarom so sê die Here, as jy terugkeer. Jy sien, jy moet ons fokus wegvat van daai storm en nou terugkeer na God toe. Daar moet 'n verandering plaasvind in my denke, in my hart, in die uitleef en die manifestasie van, jy weet, hierdie fisiese. Ons moet terugkeer. Maar daar's 'n foutiewe toon, en as ek dit vanaand vir jou sê, wil ek vir jou sê, het jy al agtergekom dat wanneer ons deur moeilike tye gaan, jy natuurlik en ek, moet nou nie so heilig lyk hier, dit gebeur met ons almal iewerste. Kan ons begin klink asof ons deur teëspoed gaan. Ons begin klink asof ons deur teëspoed gaan. En Jeremia, hierdie Godsman, het so stemtoon begin. Jy kan dit begin optel in sy stemtoon. Hy het so begin klink. Jy ontwikkel nader aan daai arme ek is oupa uil attitude. Daai ou armsalige ou Jannetjie. Maar kyk hier na hom. En jy moet vanaand vir jou sê, het ek nie ook al my woordeskat verander deur om net te moan en net die hele tyd te kla en die hele tyd net met, jy weet, voor God te kom en te sê, ag Here, asseblief help hier en help daar, of om het jou toonset verander, het jou handel en jou wandel, stem dit ooreen met God se woord. Luister vanaand, dit was 'n toon van wantroue en wanhoop wat ek hier optel in Jeremia se lewe. En miskien het jy dinge gesê soos God het van my vergeet en God het nie 'n plan vir my nie, of God, om God te vertrou, Stef, help nie eintlik regtig vir my nie. Om te kerm en te kla of om te wantrou. Luister, gaan God nie laat beweeg nie. Ek sê dit weer, om te kerm en te kla en te wantrou sal nooit God laat kan beweeg nie. God, luister Sissa, Boeta, jy wat nou met dinge sit en deur dinge gaan, God reageer op jou geloof. Hoor jy wat ek vir jou sê? Hoekom sê ek dit vanaand vir jou? Wanneer ons so 'n toon ontwikkel, moet ons besliste stappe neem om op te hou en hierdie houding van negatief en doodspreek moet ek en jy laat staan, sodat God weer op 'n plek kan kom om jou en my te kan gebruik, maar ek en jy moet weer by 'n plek van ontmoeting kom, 'n plek van lewenspreek, 'n plek van geloof. Jeremia 15, in die nuwe vertaling, in die nuwe lewende vertaling, sê in vers 19, die Here antwoord toe,
As jy terugkom na my toe, sal ek jou herstel, sodat jy my weer kan dien. As jy ophou om onverantwoordelike dinge te sê, ons aanbid 'n amazing God. Ons aanbid 'n lewende God. Maar dit sal gebeur as ek en jy ophou om verantwoordelike dinge te sê. As jy sal ek terugkom. Ek sal herstel laat plaasvind, sodat jy my weer kan dien. Wat sê ek vir jou op hierdie pragtige aand? Raak ontslaaf van twyfel. Ja. Wanneer ons twyfel, maak ons onsself gereed. Hoor wat ek nou vir jou sê, vir 'n ram. Wanneer ons twyfel ontwikkel, wanneer dit begin groei en ons dit begin water gee in ons lewens, daai ongeloof, dan maak jy en ek onsself gereed vir 'n ram. En raai wat, die hartseer is baie keer loop ons families deur as gevolg van my ongeloof. Want ons ry in een kar, ons bly in een huis, ons slaap onder een dak. Twyfel, ongeloof en wantroue ten opsigte van God en sy getrouheid, wil ek vanaand vir jou sê, is vir jou en my. Ek wil vanaand vir jou sê, dit is onverantwoordelik en dit is afskuwelik vir God. Maak klaar met dit. Hy sê vers 19 in hoofstuk 15. En as jy voortbring wat edel is en niks onedels nie. Nou hierdie is, jy sê, wat sê hy vir my? Wel, ons twyfel ten opsigte van God is, jy weet, onwaardig en ongevraagd. Om te twyfel in God is ongevraagd. Moenie toelaat dat dit 'n vastrap plek in jou lewe kry nie. Nou as jy hierdie doen wat ek vir jou sê, weet jy wat, Jesus vir jou en my een groot beloning. Ek praat vanaand met jou oor jou deurbraak en ek gaan net nou saam jou ook bid vir daai deurbraak en dan wanneer ek gaan bid, dan gaan ek vir jou sê om saam dit te bid. En jy in jou eie hart en jou eie woorde ook dit uit te spreek oor daai situasie wat vanaand, terwyl ek met jou praat, by jou opkom. Daar's 'n beloning. Jy sien, as ons hierdie dinge doen en ontslaa raak van twyfel, van vra, van wantroue, van ongeloof, dan kan God jou en my gebruik. Terwyl ons vol twyfel en negativiteit is, kan God ons nie gebruik of sy plan in ons lewens sal nooit kan geskied nie. Dit sal nooit tot uitvoering kan kom nie. Maar as ons hierdie dinge hanteer, hoor wat ek vir jou sê, dan is die weg oop vir God om in ons lewens te werk. Nie net te werk nie, maar ons ook te gebruik. En hierdie is vir my so belangrik, ek sê dit soveel keer, ons moet by 'n plek uitkom in ons lewens, om vir God op die markplein disippels te wees. Nou, Jeremia kom en hy sê in vers 19 in hoofstuk 15. Daarom so sê die Here, as jy terugkeer, sal ek jou laat terugkeer en sal jy voor my aangesig staan, en as jy voortbring wat edel is, en niks onedels nie, sal jy soos my mond wees. Ek praat met jou oor jou deurbraak,
Ek praat met jou oor jou handel en jou wandel. Ek praat van om terug te kom. Ek praat van om jou dingetjie te verander. Neem hierdie beloning waar. Ek praat met jou oor dit, want die gevestigde plek van stilte en veiligheid. Dis my beloning. Jy sal, die Engels praat van my minister wees, jy sal my hoof wees. Jy sal my mond wees. En terwyl ons lees, sien ons dat God nog groter dinge vir my beplan. En ek wil vir jou sê, hy beplan vir jou groot dinge. Hy het vir jou groot dinge in stoor. Hy het beplan, maar ek stap op krompaaie. Ek maak stupid keuses. Ek neem onnosel besluite. Dis die mens. En so vat ons 4 tree vorentoe en 6 tree terug. En Vader wil vir my en jou sê, ek het vir jou beter, groter, die beste in stoor. Jeremia 15. Kan jy weer gaan lees. Ek het vir jou Jeremia 29 gelees in die begin. Maar hoor hoe mooi sê hy in vers 18. Hy sê, en ek wil dit vir jou lees. Hy sê, waarom is my smart? Hy sê in vers 18. Waarom is my smart ewigdurend en my wond ongeneeslik? Dit weier om gesond te word. Sou u vir my waarlik wees soos 'n bedrieglike stroom, waters wat nie standhoudend is nie? Daarom so sê die Here, as jy terugkeer, sal ek jou laat terugkeer, sal jy voor my aangesig staan, en as jy voortbring wat edel is, en niks onedels nie, sal jy soos my mond wees. Hierdie is jou deurbraak. Laat hulle na jou terugkeer, maar jy moet nie na hulle toe terugkeer nie. Nou sê in vers 20, en ek sal jou 'n onneembare kopermuur vir hierdie volk maak. En hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorweldig nie. Want ek is met jou om jou te verlos en jou te red, spreek die Here. En dan sluit hy af vir vers 21, hy sê, en ek sal jou red uit die hand van die goddelose mense en jou verlos uit die vuis van die tirane. Wat sê in Jeremia 29? Ek bring jou terug daarna toe. Hy sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande jou, en sit jou naam daarin koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Hierdie is tyd dat jy weer jou grondgebied terugeis en vat waar die duiwel kom roof en steel het. Vir te lank het jy jou stemtoon was 'n stemtoon van 'n verloorder. Was 'n getuienis van iemand wat kerm en kla. Jou stemtoon was van negativiteit. Jou optrede het gespreek van swaarmoedigheid. Verander vanaand. Vat vanaand hierdie woord. Vat vanaand jou deurbraak en maak hierdie die oomblik jou oomblik. En sê Here, ek vat vanaand my wonderwerk deurbraak oomblik. Ek dink daar's party mense wat se opvangs nie lekker is nie. Hulle sê ek haak vas. Maar ek wil vir julle sê ek haak nie. Ek gaan. Nou hoor vanaand. Hierdie is 'n spesiale oomblik vir jou. Hierdie is 'n besonderse oomblik. Wat God iets groots wil vir jou doen. Ek sien
Iemand sê, wel ek sien almal sê vir my, ek is op Facebook, haak ek. TikTok is ek daar, ek weet nou op Facebook, nog steeds, kom ons kyk het ek. Dis koon, ek wil graag vir die mense saam met hulle bid en die Here vertrou vanaand vir jou. Daar's soveel mense, ek sien ons is so baie. As ek nou terugkom, ek gee ons so net 'n minuut. Ek het hom nou probeer verander. Dit is maar ongelukkig die opvangs en dink maar die torings wat nie altyd lekker is nie. Ek sien hy's groen. Baie mense stuur screenshots, is hy nog steeds. Maar as jy my stem kan hoor, dan vat maar net nou, jy weet, hierdie boodskap vanaand. Dan sal hulle hoor my nog, dan hoef jy my nie te sien nie. Ja man, dit is soos die Heilige Gees. Die Heilige Gees kan jy nie sien nie, jy kan hom net ervaar. So vanaand, jy weet, wil ek vir jou sê, kom ons, jy weet, vat vanaand. Kom ons vat vanaand die woord en die deurbraak. Here, vanaand wil ons dankie sê vir ons deurbraak oomblik. Dankie vanaand vir guns. Dankie vanaand vir 'n oomblik soos hierdie wat ons kon hoor dat ander godsmanne het ook deur moeilikheid gegaan. Here, dankie vanaand dat ek die woord het om te kan lees en te kan sien, maar ander het daar deur gegaan, maar hulle het deurgebreek. En ons kan vanaand deurbreek. Vader, dankie vir hierdie man en vrou se deurbraak. Ek wil vir jou vra as daar iets is wat jy voorbid vir 'n deurbraak. Wil jy nie daarby is, sommer maar net vanaand vir die Here sê dankie vir jou deurbraak. Here, ek sê vanaand dankie vir daai finansiële deurbraak. Ek sê vanaand dankie vir daai genesing, vir daai herstel in daai verhouding, vir herstel in daai huwelik. Ek sê dankie vanaand, Here, vir my kinders wat terugkeer na God. Ek sê dankie vanaand vir 'n omkeer in my man se lewe. Ek sê dankie vanaand vir daai deurbraak in ons finansies en ons besigheid. Here, daar waar ons transaksies het wat nie deurkom nie, dankie vanaand vir die deurbraak. Ons spreek dit vanaand. Luister, ek wil jy moet vanaand dit hoor wat ek vir jou gesê het. Die Here sê, keer terug. Hy sê, jy sal dit met jou lippe bely. Dit sal oor jou lippe kom. En vanaand vat ek dit, en ek wil hê dit moet standhou in jou lewe. Maak hierdie beloftes jou beloftes, maak hierdie kragtige deurbraak jou deurbraak. Here, hier's manne wat vanaand 'n situasie voor die voete neersit. Hier's vrouens wat situasies voor die voete neersit. Ek bring my ma vanaand, Here. En so het ons elkeen 'n gebed. En so bid ek vir 'n deurbraak, 'n goddelike deurbraak in my ma se lewe. Dat daai genesende hand, Here, wat dit gedoen het vir die melaatse en ook so by die bad van Bethesda ook my ma aanraak vanaand, Here. En sy het die deurbraak ervaar ook in haar liggaam. Ek bid vanaand, Here, vir elke boeta en sissa wat hier juis op hierdie uitsending vanaand 'n gebedsversoek